Ons gesels vandag oor Godvererende doelwitte wat ons stel. En dit juis oor die gedagte dat ons prestasies moet vier, omdat dit ons help om te floreer. Nou, ons doelwitte is dikwels gerig op hoe ons die week se aktiwiteite kan inpas in ons lewe. Jy moet al kinders gaan aflaai by die skool, of jy moet ingaan werk toe en sekere take gaan doen wat met jou werk te doen het, jou werk se doelwitte nastreef. En met die tyd besef jy, o wêreld, ek moet dalk vir vakansie ook ergens inpak, of 'n naweek inpas, en dan kyk jy na datums. Die punt van die saak is, ons het verskillende dele van ons lewe waar ons wel doelwitte stel, en dit help ons groei, want as 'n mens nie groei nie, kwyn jy. En dit is deel van die realiteit van die lewe. Of jy groei, of jy kwyn. En tog het geestelike lewe ook doelwitte nodig. Dis doelwitte wat vir God vereer. Nou, Robert Emmons se navorsing het getoon dat geestelike doelwitte bydra tot 'n gevoel van betekenis. Dit verhoog ons psigologiese welstand. Dit gee ook vir ons rigting. En dit help alles in die proses dan vir ons as navolgers van Jesus om vir God te vereer. Nou, Godvererende doelwitte kan wees soos net om nader aan God te groei. Dink byvoorbeeld aan 'n aspek van jou lewe waarin jy graag meer vir God wil eer. Dalk meer doelgerig tyd aan God bestee in gebed, net nog 'n minuut of wat bysit, of dalk diens aan ander gee, of dalk jou werkprojek op so 'n manier aanpak dat jy almekaar vir jouself herinner, ek doen dit vir die Here en soos vir die Here. So, Paulus het dit sy lewensdoel gemaak om so te dink. Hy skryf vir Filippense 3 vers 14. Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Nou, Godvererende doelwitte, soos Paulus se strewe om gefokus op Jesus te lewe, met die oog op die ewige lewe dan, saam met God, dit bring alles vervulling, dit help ons floreer. So vra vandag net, Here, hoe en waar kan ek U meer vereer? Stel dit as 'n doelwit. Leef geïnspireer.